Ons het sopas begin lees aan die boek Deuteronomium. Hierdie snaakse woord verwys eintlik na twee Griekse woorde. Die een is die Griekse woord vir die syfer 2 en die ander een is die Griekse woord vir wet. Die naam Deuteronomium of tweede wet verwys maar net na die herhaling van die 10 gebooie in Deuteronomium hoofstuk 5. Ons noem ons dikwels die 10 gebooie die wet van God. Die Ou Testament ken egter nie 'n wet in die sin van 'n voorskrif wat mens moet gehoorsaam, sodat jy daarmee iets by God kan verdien nie. Nee, die Hebreëse woord, wat dikwels met wet vertaal word, dui eerder op 'n begrip soos onderrig of leer. God se wette of sy voorskrifte wil ons dus leer hoe om as gelowiges te lewe en nie hoe ons iets by God kan verdien nie. As die skrywers van die Nuwe Testament skerp reageer teen wetsonderhouding, dan moet ons onthou, hulle het dit nie teen die Ou Testamentiese wette nie, maar wel teen die Jode van destydse siening dat 'n mens jou verlossing kan verkry deur die wet getrou te onderhou. Soms word hierdie negatiewe reaksie teen die wet dan op 'n onbillike wyse oorgedra op die wette van die Ou Testament. Om hierdie rede is heelwat van die wetsgedeeltes van die Ou Testament vir baie Christene onbekend en dikwels ook onbemind. Deuteronomium help ons egter om te verstaan dat God se wet nie bedoel is as iets waarmee ons God se liefde moet verdien nie. Trouwens, God het ons eers die volk uit Egipte verlos, omdat hy hulle lief gehad het, en toe vir hulle sy voorskrifte gegee, sodat dit hulle kon help om uit dankbaarheid op 'n sekere manier te lewe. Die Ou Testamentse wette verkondig dus net soveel God se genade as wat die evangelie van die Nuwe Testament dit doen. Lekker lees.